Die regering van Nasionale Eenheid se begrotingstoes duur voort, nadat die DA geweier het om hom by die ANC te skaar en die ANC hulp van buite die regering van Nasionale Eenheid ingeroep het. Marula Media wou van DSW by John Steenhuisen weet wat in hierdie stadium agter die skerms aangaan. John, jy is in hierdie stadium nog 'n minister in president Cyril Ramaphosa se kabinet. Is dit so dat daar verskillende faksies binne die ANC is en kry julle met hierdie faksies te doen? Is daar sommige in die ANC wat julle probeer uitstoot? Ek kan hand op hart sê daar's definitief faksies binne die ANC en ek dink die laaste paar dae het jy gesien baie duidelik waar daai faksies sit. Daar is 'n groot faksie rondom die jong president en sy ondersteuners wat die DA wil uitskop en die EFF in te bring. En daar's een rede daarvoor. Hulle wou die magsverandering in die ANC sien. En ek dink as hulle dit reg kry, dit sit meneer Ramaphosa in 'n baie gevaarlike posisie. Want ons weet 'n bietjie later in die jaar is die ANC nasionale council, raad, en ek dink mense begin om daai magspeletjies te speel voor daai. Ons het alreeds gesien dat daar's nie een ANC president wat sy vol tweede termyn klaargemaak het. En ek dink dat daar is 'n manier wat ons sien die faksies vegte binne die ANC, wat nou die situasie met die DA misbruik om hulle doele reg te kry. En ek dink dat as hulle dit reg kry om die DA uit te skop en EFF in te bring, dan sit meneer Ramaphosa in 'n baie gevaarlike posisie as daar mosies van wantrou met 'n geheime stem en anders. Ek dink daar's groot gevaarlikheid wat voorlê. En dus kom ons stap nie net uit nie. Ons vat nie ons in speelgoed en stap net weg. Ons is daar om Suid-Afrika te red. Ons is daar om ons ekonomie te groei en werksgeleenthede vir ons mense te bou. En ons DA ministers werk baie hard in hulle portfolio om Suid-Afrika reg te ry. Ek wou ook by die DA se leier weet hoe sy verhouding met Ramaphosa nou lyk. Ek het selfs 'n baie goed verhouding met die president, maar ek is ook die leier van die tweede grootste party in Suid-Afrika en ook deel van die party wat die president sy meerderheidsstem gegee om president te word. En ek dink hy moet besef ook dat die DA 'n belangrike vennoot is in hierdie toekoms van die RNE en selfs ook die toekoms vir Suid-Afrika. En moenie ons as oppositie altyd hanteer, maar as 'n ernstige vennoot in die hervormingsagenda vir Suid-Afrika.